U kan vir ons die Bybels oopmaak by Jona hoofstuk 1. Die opskrif daar, die roeping van Jona, sy weiering en sy straf. Ons gaan daar verse 1 tot 17 saam lees, Jona 1 vers 1 tot 17. Maar eers wil ek net vir u uitlig, ons teksverse vanoggend is verse 3 en 4. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here af weg. En hy het na Jafo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar, van die aangesig van die Here af weg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp, en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreuk te ly. Voordat ons die res van die hoofstuk saam lees, is dit net reg dat ons ook eers in afhanklikheid ons Here in gebed sal nader. So broers, ek vra dat u sal staan. Kom ons almal sluit ons oë, dan bid ons saam. Almagtige God, ons verlosser en ons koning. Here, saam met die psalmdigter wil ons ook sing tot u eer. Ons wil u naam loof, u heil verkondig dag tot dag. Here, ons getuig van u wonders onder die volke en nasies, want u is groot en lofwaardig, gedig bo al die gode. Laat die hemele bly wees en die aarde juig, laat die see in sy volheid bruis. Laat die veld juig en al wat daarin is, die bome van die bos jubel voor die aangesig van die Here. Want die Here het gekom en u kom weer. Daar is soveel waarvoor ons moet dankie sê. Dankie dat ons weet u hou self u kerk in stand. Dankie vir al die gawes wat ons ontvang. Dankie dat ons weet, u staan elkeen van die kinders by, ook elkeen wat siek is, hulp nodig het. Ook Frikkie en Tannie Ina, Here Tannie Attie en Tannie Duif, Arno en Sagie, ook Sonet se moeder, Corneille se ouers, Here Elsje se pa wat siek is, Tannie Charlotte se seun en Tannie Sofia se broer. Here, maar ons weet u sorg. Want soos ons getuig het, ons sien dit in die skepping. Dankie vir die reën, want ons weet ook dit is soos alle ander dinge 'n beskikking van u af. Dankie vir die seëninge van reën in ons lewe, wat u ook so mildelik stort. Here, mag ons lewens getuig van die dank in ons harte. En ons wil ook vir u vanoggend dankie sê vir hulle wat hierdie week verjaar. Ons bid en vra dat u hulle ook sal seën in die nuwe lewensjaar. Here, en ons vra ook in afhanklikheid, lei vanoggend se verrigtinge, die boodskap, die belydenisaflegging, 'n heerlike geleentheid, dat dit alles sal wees ooreenkomstig u wil en ter ere van u naam. Want u alleen kom toe die lof en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Jona 1 vanaf die eerste vers. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê: Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug,
van die aangesig van die Here af weg. Hy het na Jafo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsus sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal, daarin geklim om saam met hulle na Tarsus te vaar van die aangesig van die Here af weg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreuk te ly. Toe word die seeliede bang. Hulle het elkeen tot sy God geroep en die lading wat in die skip was in die see gegooi om vir hulle verligting aan te bring. Maar Jona na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Daarom kom die skeepskaptein na hom toe en aan en sê vir hom: "Wat makeer jou dat jy so vaslaap? Staan op, roep tot jou God. Miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie." Hulle sê toe vir mekaar: "Kom en laat ons loot. Dan sal ons weet om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het." En hulle het geloot en die lot het op Jona geval. En hulle sê vir hom: "Vertel ons tog om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. Wat is jou nering? En waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland en uit watter volk is jy?" En hy antwoord hulle: "Ek is 'n Hebreër en ek vrees die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het." Toe word die manne baie bang en sê vir hom: "Wat het jy nou gedoen?" Want die manne het geweet dat hy van die aangesig van die Here af wegvlug, want hy het hulle dit te kenne gegee. Verder sê hulle vir hom: "Wat moet ons met jou doen, sodat die see om ons heen kan bedaar? Want die see het hoe langer, hoe onstuimiger geword." En hy antwoord hulle: "Neem my en gooi my in die see. Dan sal die see om julle heen bedaar, want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het." Nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer, hoe onstuimiger teen hulle geword het. Toe roep hulle tot die Here en sê: "Ag Here, laat ons tog nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want U, Here, het gedoen na U welbehae." En hulle het Jona geneem en hom in die see gegooi. Die see het stil geword van sy onstuimigheid. Toe het die manne die Here gevrees met 'n groot vrees en 'n slagoffer aan die Here gebring en geloftes gedoen. En die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk. En Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Ons lees net tot sover saamvolgend. Nou broers en susters, die geskiedenis van Jona is seker van die mees bekende gedeeltes wat ons in die skrif vind. Meeste kinders wat in 'n gelowige huis groot word, leer van jongs af die verhaal van die groot vis wat Jona ingesluk het. Op 'n stadium as ons al gevra het, was die eerste en die enigste storie waarna my jongste wou luister as dit tyd was om Bybel te lees, om te luister na die geskiedenis van Jona en die groot vis. Maar nou ongelukkig in hierdie sondige wêreld sê baie mense dat hierdie stuk geskiedenis net nog 'n storie is. Dat ons nie tog weet dit nie werklik kon gebeur nie. Niemand kan deur 'n vis ingesluk word en vir 3 dae lank oorleef nie. Ons verstand sê vir ons is onmoontlik en daarom kan dit nie wees nie.
Sulke mense, broers en susters, vergeet wie God is en vergeet wat hy kan doen. Christus self bevestig die waarheid van Jona se gebeure vir ons in die Nuwe Testament, wat ons ook 'n bietjie later saam gaan lees. Maar meer as dit, soos wat ons bely het, die Gees getuig saam met ons van die waarheid. En nou vanoggend kyk ons na hierdie gedeelte in die lig van twee dinge wat gepaard gaan saam met die diens wat ons hou. Die eerste, die wyse waarop ons God dankie sê vir alles wat hy vir ons gedoen het en natuurlik in ons lewens steeds doen. Die tweede, broers en susters, is die wyse waarop ons op God se roepstem antwoord. Beide van hierdie aspekte word deurslaggewend in hierdie eerste hoofstuk van Jona behandel. Nou vir 'n bietjie konteks. Jona was 'n profeet wat in die 8ste eeu voor Christus in Israel opgetree het. Hy het gelewe in die regeringstydperk van koning Jerobeam II. Jerobeam II het in die eerste helfte van daardie eeu, die 8ste eeu voor Christus, regeer, om presies te wees, 793 tot 753 voor Christus. Nou Jerobeam, die tweede, net soos die eerste, het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hy het nie afgewyk van die sondes van die eerste Jerobeam af nie. En tog, hoewel die volk op daardie stadium die Here se straf en oordeel verdien het, gee hy nog uitstel. Skenk hy nog genadetyd en volg daar 'n tydperk van vrede in die land. En dis in hierdie tydperk van uiterlike vrede en voorspoed dat die Here vir Jona na Ninive, na die hoofstad van Assirië toe stuur om daar te gaan preek. Jy kan daarvan lees in 2 Konings hoofstuk 14. Nou in die stukkie het ons gesien Jona was die seun van Amittai wat uit Gat-Gefer kom. Hierdie dorpie was so 7 kilometer weg van Nasaret, die dorp waar ons Here Jesus groot geword het. En God roep vir Jona om na die groot stad Ninive toe te gaan as sy profeet, want lees ons, God het die onreg, die sleg in hierdie stad raak gesien en hy wou dit aanspreek. Nou hoekom is hierdie konteks vir ons belangrik? Want Ninive is die hoofstad van Assirië. En op daardie stadium was Assirië die sterkste wêreldmoondheid in die tyd. Geen land, geen koning, geen weermag kon op daardie punt van die geskiedenis hulle mag, hulle invloed ewenaar nie. En ons moet onthou, klein bietjie later, net so oor die 30 jaar verder in die geskiedenis, is die Noordryk, is Israel, deur Assirië weggevoer in ballingskap en het dit die einde van die 10 stamme beteken, 722 voor Christus. Nou die mense van Ninive, van Assirië in die algemeen, was baie bekend vir hulle wreedheid, vir die manier waarop hulle vyande hanteer het. Jy kan gerus ook lees, die profeet Naam praat oor hierdie stad, waarna hy verwys as 'n bloedstad. Alles het hulle so gedoen, om 'n kultuur van mag en vrees te skep. Wreedheid, skryf iemand anders, was hierdie mense se trots. Die Assiriërs wat aggressief oor die wêreld van daardie tyd uitgebrei het, se oog het op hierdie punt ook na Israel se kant toe gedraai. Israel wat op daardie punt 'n groot
groot ekonomiese oplewing beleef het. So die volgende groot gevaar vir Israel was Assirië. Die twee nasies was inderdaad groot vyande. Met dit in gedagte kan ons verstaan dat dit nie 'n maklike roeping vir Jona was nie. Die mense waarheen God hom gestuur het, was bloeddorstige mense. 'n volk wat 'n groot bedreiging vir sy eie mense ingehou het. So die gevaar was nie net vir hom in persoon nie. Dit het groot implikasies vir sy eie volk ingehou. Beslis nie 'n maklike roeping wat Jona van God af ontvang het nie. So Jona se antwoord is op die oog af egter steeds van so 'n aard dat ten spyte van die konteks, ten spyte van die groot bedreiging van Assirië se kant af, dit eintlik nog steeds ons wenkbroue 'n bietjie laat lig. Want ons sien Jona doen presies die teenoorgestelde van dit wat God hom gevra het. Hy het nie net 'n bietjie van sy roeping afgewyk nie. Hy het doelbewus loodreg teen dit gehandel. Ons lees die woord van die Here kom tot Jona, maar Jona gaan weg van God af, letterlik van sy aangesig af weg, van die plek waar hy sy roeping gekry het, waar hy sy opdragte ontvang het. God stuur Jona oos, Jona gaan wes. Tarsis was aan die einde van die bekende wêreld gedeelte wat ons vandag natuurlik as Spanje ken. God stuur Jona. Jona vlug. God sê vir Jona, staan op, maak klaar, met ander woorde. Maar Jona gaan af in die skip om weg te kruip. Die skrif sê nie vir ons hoeveel tyd het verbygegaan tussen Jona se roeping om die oordeel te gaan verkondig en sy besluit om te vlug nie. Ons weet nie hoeveel tyd het verloop nie. Het kon weke wees, kon dae wees, het kon selfs maande wees. Nou as Jona te voet gereis het om daar op die stip te klim, weet ons ook, hy het oorgenoeg tyd gehad om hierdie hele sending, hierdie opdrag van God af te oorweeg. So omtrent 35 myl wat Jona moes stap. Maar een ding is seker. Jona het met elke tree wat hy gegee het, deur die Heilige Gees se stem in sy ore gehoor. En hy het gekies om nie te luister nie. Die lot van menigtes het afgehang van Jona se gehoorsaamheid. Maar in plaas daarvan om na Ninive te gaan, het hy na Jafo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar. Die reisgeld daarvoor betaal, daarin geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar van die aangesig van die Here af weg. 'n Ander predikant skryf oor hierdie stukkie. Ons moet mooi kyk waarvoor ons ja sê en waarvoor ons nee sê in ons verhouding met die Here. Ons leer baie keer meer van onsself in die dinge waarvoor ons nee sê as die dinge waarvoor ons ja sê. Vinnig kan mens so ook leer waar daar nog werk is om te doen. Waar daar leemtes is in ons verhouding met die Here. Die wyse waarop ons antwoord op die dinge waartoe God ons roep, spreek boekdele oor die plek waar ons is in ons verhouding met God. In vers 4, waar ons nou gekyk het na Jona se reaksie in vers 3,
lees ons dan God se reaksie op Jona se antwoord. Die Here het 'n kwaai storm oor die see laat opkom. En alles wat verder gebeur het, was die direkte gevolg van God se optrede. So van die begin van die hoofstuk af, die eerste hoofstuk in die boek, sien ons God is aktief betrokke by die gebeure. Die dinge gebeur nie sonder rede nie. En nog minder is daar enige iets wat buite sy beheer is. En weet jy, dit plaas nogal 'n ander perspektief op die manier waarop ons ook kyk na die storms in ons eie lewens. En dit help ons om sin te maak van die dinge wat met ons gebeur. Al lyk dit soms soos teëspoed. Al is ons soms in die gevaar. Partykeer is dit om ons terug te bring na ons roeping en ons opdrag. Ongeag bly die punt, God het Jona nie verlaat nie. Al was dit wat Jona gedoen het. Hy het aktief in sy kind se lewe bly optree en bly werk. Al het sy kind sy rug op hom gedraai. In die gedeelte leer ons van twee belangrike dinge wat kan gebeur as ons nie luister na God se roeping vir ons lewens nie. Uit Jona se geskiedenis vind ons daarom ook belangrike inligting vir die rigting van ons lewens vandag. 1, as ons nie luister na ons roeping nie, as ons oor doof hou vir die stem van die Here, bring dit 'n gees van sluimer, van apatie. Vers 5, ons lees van die verskille in reaksie op die storm wat God gestuur het. Die seeliede word bang. Elkeen van hulle roep tot hulle God. Hulle gooi die lading wat in die skip was af om vir hulle verligting te bring. Maar Jona, na die onderste gedeeltes van die skip afgeklim en daar gaan sluimer. Daar skuil iets onheilspellends in Jona se diep slaap. Maar nie op grond van wat God aan hom doen of veroorsaak nie. Jona het vir sy verantwoordelikheid vir die storm weggevlug. Jona het vir sy verantwoordelikheid vir die lewens van die matrose om hom weggevlug. Jona vir sy verantwoordelikheid vir die mense in Ninive waartoe God hom stuur, weggevlug. Jona wou eintlik met sy diepe slaap sy profete roeping verloor. Op hierdie punt was Jona amper gevangene van sy eie ongehoorsaamheid. Sy sonde het die storm veroorsaak. Maar nou was hy magteloos om iets daaromtrent te doen. Hy kon nie die storm stilmaak nie. Net ons Here kan. So wat het hy gedoen? Hy het in 'n geestelike slaap, 'n sluimer ingegaan, meer as net 'n fisiese slaap. Hy het homself oorgegee aan 'n skuldgedrewe geestelike luiheid. Tweedens, baie keer as ons die roepstem van ons Here ignoreer, dan ervaar ons chaos en verwarring. Die dienaar van God wat in ongehoorsaamheid wandel, beleef soveel maal krisis op krisis. Beskou die chaos wat Jona se sonde vir hom veroorsaak het.
Ontsaglike storm het losgebreek, die see het begin reën. Matrose het waansinnig oor die skip gehardloop, die vrag oorboord gegooi en wanhoopig toegekyk hoe hulle lewensmiddele in die see wegsink. As daar ander skepe in die omgewing was, sou hulle dieselfde moes doen uit vrees vir hulle lewe. Soos in die geval van Jona, laat God dit toe onder sy toelatende wil om deur te dring na hom wat hy roep. Maar steeds los God hom nie alleen nie. Steeds in ons lewens staan ons in sulke situasies nie alleen nie. Want ook hier, te midde van die konteks, te midde van Jona se optrede, verlos God en skenk hy lewe. Hy gebruik hierdie storm in Jona se lewe om hom terug te lei na die rol en die plek waartoe hy hom geroep het. En ons vind 'n baie interessante gedeelte in die evangeliebeskrywing van Matteus, waar Christus verwys na die gebeure van Jona, dit wat ons vanoggend saam gelees het. Hy was in 'n strydgesprek betrokke met die Fariseërs, soos wat ons verlede week ook in die preek behandel het, uit Matteus 12. En op die punt waar hy opgehou het om hulle tot beter insigte te bring. Daardie draaipunt vind ons juis in Matteus hoofstuk 12. En net nadat hy na hulle verwys het as die addergeslag, lees ons hom sê, Matteus 12 vanaf vers 39, 'n slegte en 'n oorspelige geslag soek na 'n teken. En geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle het op die prediking van Jona bekeer en meer as Jona is hier. Ons wat vanoggend hier saam is, wat die voorreg en die genade het om onsself kinders van God te noem. Ten diepste is ons die bekeerde mense van Ninive, waarvoor ons Here Jesus Christus 3 dae in die hart van die aarde was, of anders gestel, vir ons gesterf en vir ons opgestaan het, vir ons die boodskap van hoop gebring, maar ook verwerf het, wat ons teruggelei het na die ware roeping, waartoe God ons as sy kinders geroep het. Ons weet Christus het aan sy roeping aan God gehoorsaam gebly in alle opsigte. En is dit die enigste rede hoekom ons vandag kan sê ons is kinders van God? Maar nou die vraag, wat is ons antwoord op ons roeping? Hoe reageer ons op die roepstem van ons Here? Wat is jou Ninive? Wat is dit waartoe God jou roep? Dit is dalk ook 'n moeilike roeping. Dit mag dalk ook meer van jou verg as wat jy dink menslik moontlik is. Die realiteit is dat God sy kinders bekragtig om hulle lewensroepings te vervul. En die wyse waarop ons daarop antwoord, is die getuienis van dankbaarheid wat ons vir ons God het
vir dit wat hy in Christus vir ons kom doen het. Maar nou, wat is jou Tarsus? Wat is daardie plek waarheen jy vlug wanneer jy kies om nie na God te luister nie? Wanneer jy kies om jou oor doof te hou vir die roeping wat die Here aan jou gee. Is dit die stemme van vriende waardeur jy die Gees se stem probeer uitdoof? Is dit dalk 'n werk wat jou so besig hou, jy het nie tyd om aan jou roeping te dink nie? Dalk is dit 'n verhouding waartoe jy van God af wegvlug. Wat is die dinge wat jou weghou van dit waartoe God jou geroep het? Wat is jou Ninive? Maar wat is jou Tarsus? Laastens kan jy ook vir jouself vra waarom jy dalk die storms in jou lewe beleef wat jy doen. Is dit nie dalk God wat besig is om jou daardeur terug te lei na die roeping wat hy vir jou in Christus Jesus betaal en bepaal het nie? Wat is jou antwoord op God se roepstem? Is jy op pad na Ninive, daar waar God jou heen stuur, dit waartoe hy jou geroep het? Of bevind jy jouself te midde van storms, omdat jy besig is om na Tarsus te vlug? Elkeen van ons se Ninive verskil. Elkeen van ons se Tarsus verskil. Maar ons God bly dieselfde. Wat is jou Ninive? Wat is jou Tarsus? Wat is jou antwoord op jou Here se roepstem? Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, ewige koning, enigste skepper en hoogste regter, alleen redder en verlosser. O Here, dis genade op genade dat ons u kinders genoem mag word. As u nie ons sonde skuld betaal het nie, dan was ons verlore. Dan was ons 'n Ninive wat nie geluister het nie. As u nie ons harte verander het nie, was ons steeds in die duisternis. Steeds addergeslag. As u ons nie geroep het nie, het ons nie rigting gehad nie, was daar nie 'n Ninive en ook nie 'n ewige bestemming wat op ons gewag het nie. Here, u het elkeen van die kinders 'n sekere rol en sekere roeping bepaal waartoe u ons lei en bekragtig. En soms is dit 'n moeilike roeping. Soms is dit vol gevaar, vol uitdagings. Die hartseer, o Here, is dat ons soveel keer nie na u roepstem luister nie. Soveel keer luister ons eerder na ons eie stem, volgens ons eie kop. Soveel keer vlug ons na Tarsus, eerder as om ons roeping te vervul. Vergewe ons dit, o Here, en help ons om altyd ja te antwoord wanneer u ons roep. Daarom bid ons en vra vanoggend, o Here, wys elkeen van ons in hierdie gemeente, elkeen van die kinders hier in u gemeenskap,
Wat is ons rol en ons roeping soos wat U daaroor beskik het hier op Potgietersrus? Wat is ons Ninive? Waarvoor moet ons pas op? Wat is ons Tarsus? Dit dat ons lewens op die ou einde van die dag 'n dankbare antwoord sal wees op die roepstem van ons Here. Dit tot eer en verheerliking van U heilige naam. Amen.